In 2025 vier Afrikaans 100 jaar van amptelike erkenning. Maar haar verhaal strek reeds eeue terug. Daar is boonop die wat glo, haar storie het maar nou eers begin. Na 'n eeu in 'n kerke, skole en die howe, om maar 'n paar te noem, weet ons van 45 geografiese variante. Van die Bo-Kaap na Namakwa-land, die Gariep tot in Gauteng. En as jy dink jy kan die taal in 'n boksie sit, het jy die kat aan die stert beet. Ek is Marlene Forsie. En in hierdie eksklusiewe en beperkte potgooi-reeks vertel ons die verhaal van Afrikaans en vier fees van so 100 jaar van Afrikaans. Dis bykans die einde van Mei 2025. Maak iewers 'n nota, want die is een van die groot oomblikke in Afrikaanse verhaal. Mens sou kon sê ons bevind ons in 'n splinternuwe hoofstuk, 'n lewendige, kleurvolle en vrye een. Ons het 100 jaar van Afrikaans afgeskop met 'n ode aan haar wortels. En nou stuur ons haar die toekoms in, saam met die Afrikaans 100 veldtog se Renée Arendse. In die proses moes daar baie bagasie afgepak word. Daar moes baie bagasie van seer, van kwaad, van skaam wees, afgepak word om te sê, weet julle wat, kom ons los hierdie taal sonder sy bagasie vir die volgende generasies wat kom. Ek wil hê dat ons agterkleinkinders moet eendag net lief wees vir die taal, as 'n taal wat toeganklik is, wat vriendelik is, wat hierdie kettinge wat ons so vasgehou het, wat ons gebreek het. En ek en jy, ons is daai generasie. Ons het 'n keuse. En ek dink hierdie eeufeesvieringe ontsluit daai. Sy is die nasionale adjunkhoof van koördinering van die reuse projek en sy sê daar's min dinge wat mense so bymekaar kan bring soos Afrikaans, kos en die kunste. Afrikaans is ons gemeenskaplikheid. Dit is soos 'n goue draadjie wat so deur dit alles gegaan het. So jong, ek sê vir jou, daai openingsgeleentheid by die kasteel was soos in wow. Ons het 'n muurskildery gehad van Dawid ons deurgery Parel toe ons 'n lang tafel gehad in die Bo-Kaap. En jy weet natuurlik die Maleise kosse is van die lekkerste kosse en almal kon daai kulture bietjie beleef. En ons kon amper 'n kulturele verdraagsaamheid begin bou rondom ons is baie meer eeners as wat ons anders is. Die inisiatief het begin met 25 geleenthede oor 3 dae wat in Kaapstad en Pretoria gehou is. Dit het onder meer 'n muurskildery in die Bo-Kaap onthul om erkenning te gee aan die rol wat die Kaapse Maleier Afrikaanse gemeenskap in die ontwikkeling van Afrikaans gelewer het. In episode 1 het ons gepraat oor die eerste Afrikaanse alfabet wat in Arabies geskryf is. Dit is goed soos die wat persepsies om Afrikaans behoorlik kom losskit het. Wat ek kon sien gebeur. Dag 1 is almal in skok. Dit is hoe dit vir my gevoel het. Almal was geskok toe hulle die muurskildery sien, toe hulle ook in skok soos in, het julle nou pas dit in die publiek gesê, want niemand het dit nog ooit gesê nie. Daar is mense wat brûe bou, daar's wonderlike Afrikaanse organisasies soos jou ATKV, maar is asof ons nog 'n bietjie bang was om oor die brug te gaan. Want ons het so gevoel, ons is te anders, maar nou hierdie projek wys dat ons is meer eeners as wat ons anders is. So ek kon voel, dag 3, toe kon ek voel, okay, ons is op 'n goeie plek. 'n Nuwe hoofstuk vereis 'n nuwe uitrusting. En dit is waarmee die eeufeesvieringe gehelp het. Iemand vra my toe, hoe meet jy die sukses van hierdie eeufeesviering wat ons nou net aangebied het? En ek sê, weet jy, dit gaan nie eintlik oor die getalle nie. Dit gaan nie oor hoeveel mense het wat 'n konsert bygewoon nie. Dit gaan oor hoeveel persepsies kon ons verander. Hoeveel houdings kon ons positief maak teenoor die taal? Vir hoeveel mense kon ons eienaarskap teruggee en sê, dis jou taal. Dit behoort aan almal wat dit praat. Die tongval van die taal verskil van dorp tot dorp, van streek tot streek en hoe pragtig is daai lappies kombers. En ek en jy gaan nou besluit, hoe lyk daai lappies kombers van ons het nou oorgee en ons is nie meer hierso al 100 jaar van hier af nie. Kom ons staan net gou hier so stil. Want baie musikante wat deel was van die amptelike eeufeesvieringe maak erns met hierdie vraag. Een van hulle is Fraser Barry van die musiekgroep Tribal Echo. Ek was 5 jaar oud. Dit was in die 80s. My ouma se kompuis en haar radio het gespeel. Skielik toe hoor ek ander musiek buite na radio. En soos ek probeer uitvind waarvan kom die musiek, stap ek by die
deur uit en ek druk my vingers in my ore, maar ek hoor nog steeds die musiek. En ek hoor die radiomusiek, en toe stap ek uit die kombuis oor die pad, en toe ek in die bos kom so op 'n woud, waar ons altyd gespeel het as kinders, skielik besef ek die musiek is hier binne my kop. En daar het musiek my, die laai was aangesit, groot geraak, en huis, waar die musikante was, opa my ooms, so het gitare gespeel, en oor die naweke het ek gesien hoe speel die musiek uit. En hulle het volksmusiek gespeel, Kaapse en Bolandse volksmusiek. Dan het ek natuurlik na die radio geluister. Nou hierdie musiek is volgens hom geanker hier op Suid-Afrikaanse grond. Ouens soos Goos, David Kramer, Amanda Strydom, die gereformeerde bluesband, Mac McKenzie en die Genuines, Koma Band en Kaap, baie gefokus op die Suid-Afrikaanse storie en Suid-Afrikaanse klank, en Johnny Clegg, so ek hou van die Suid-Afrikaanse klanklandskap, ek is verskriklik mal oor wat ek blootgestel is, en met ander woorde die wortels van die klank is vir my van hier. Die Tribal Echo groep is nou 21 jaar oud. En van die beginjare af het hulle een doel voor oë. Hulle wil hulle eie autentieke identiteit in musiek skep in Afrikaans. Wanneer iemand na 'n foto kyk van iemand anders, dan sit maar nog net 'n foto. Maar as jy na 'n foto kyk van jouself, dan verander dit dinge. En ek dink dit is wat ons probeer doen met die klank. Ons wil baie graag autentiek vanaf die Boland se klank wil ons skep. En in die Boland het ons te doen met Goma, boeremusiek, real Boland koortjies, plain en simpel volksmusiek. Dit ons besef, maar ons moet wegbeweeg vanaf hierdie Amerikaanse hinkering en neiging. En ons begin met digkuns, rymkleed, die Afrika klanke. Ons wil seker maak ons tel al die klanke op waar mense in die Boland hulle myself kan wenselwig, en dan sprei ons dit wyd sodat ons die foto kan op dat mense kan sien en in hierdie geval nou hoor, wow, die klink bekend. Ek ken die gevoel. En in die stories gedeelte het ons gedink dit is belangrik om met die liriek seker te maak ons probeer ons gemeenskappe, ons land genees. Dan is prekerig hier, nee, dit is regtig. Ander musiek wat jy nou kan luister en dink, okay, hierdie maak vir my sin. Dit is al in die tyd duidelik dat Afrikaanse sprekers haar wil help loswoel van die politieke juk wat destyds met Afrikaner nasionalisme op al gelees. Barry verduidelik die herstelproses met stories van klippe en bomme en reddingswerkers. In Suid-Afrika het ons eie bagasie met die taal. En met die taal en die gepolitiekery is daar baie skade gedoen. Die rotsleer het niks gedoen nie. Nou tel iemand die rots op en gooi dit die venster. Nou is daar skade gedoen. Die arme rots het niks gedoen nie. Nou moet ons saamwerk om seker te maak, ons kry die stukke uit die weg uit, ons maak reg. Ons wil bitter graag seker maak met ons musiek en klank, dat ons die gesprek oopmaak om te sê, hoorie, ons praat hierdie taal, ons is van een kultuur, kan ons nie maar bou nie. Daar is genoeg gebeklei, en selfs in 'n oorlog, as daar mense is wat die bomme gooi, is daar ook mense wat die beseerdes optel. En ek voel, dit is my rol met my musiek, ons groep, ons kan nie dat almal net langs die pad val en bloed lê nie, ons moet die salf bring. Maar hoor nou hierdie storie, soos hy by 'n fees opgetree. Daar was tamelik mense, en is die produksie gedoen mal oor Suid-Afrika, en na die tyd het tannie na my toe gekom, en die tannie het met 'n buitelander getrou, en sy kom daar en sy vat my hande vas, sy my stywe druk, en sy is aan traan, en sy sê, my vriendse, jy het my nou laat besef, dat ek wil nie eindelijk weggaan nie, van die land verlaat, en sê, wat is met 'n man in Switserland, ja, gaan bly. Dit het my baie geraak, want ek is 'n groot vrou, en dit is tannie, sy is ouma, het sy huil, want sy wil nie weggaan nie, want hierdie klank, wat waar vas, die energie en gees van Suid-Afrikaners. En is dit mooi nie? Barry en sy vrou Daniel is so passievol oor die musiek van die Afrika grond, dat hulle dit om elke hoek en draai gaan soek, om seker te maak dat iets wat onskynlik vergete is, herleef in gemeenskappe waar dit eens floreer het. Ek was baie gelukkig om vir 'n paar jaar by die Chase Gerwel Stichting Politiementorskap program te doen. Dat so al vir 2 weke, en dan het ons klomp kunstenaars wat aan die gang is. So my fokus was nogal, ons het nogal baie van hierdie volksmusiek musikante teëgekry, jou Reelers, jou Boland,
styl, jou koortjie-styl. En omdat ons sulke programme doen, lisenseer is, ons is in die Koorvallei waar die vrugte geblik word, nog ander plekke in die Poland en in die Kaap. Ons het besef dat die musiek is nie dood nie, het word net nie soveel gehoor nie. Het kom net nie na die oppervlak toe nie. Tribal Echo is ook een van die groepe wat opgetree het by die Afrikaans 100 projek se musiekproduksies. Dis nou om die taal se ryk diverse herkoms te vier. Ja, wat 'n wonderlike ervaring. Ons is in Durbanville Hoërskool, het ons die vertoning gedoen en vanaf die voorbereiding, die hele groep, die tegniese span, ons besef toe ons daar in hy saal is, hoe wonderlik en sterk is ons tegniese mense in die land, jy weet, Kirsty en Sophie, ek wil net vir eer in die onderhoud. So ons het vir 'n paar dae by mekaar gekom en seker gemaak dat ons die hart van die boodskap kry. En die hart van die boodskap is, hierdie taal kom van ver af, van oral af, en ons almal het bygedra tot die rykheid. En ons werk deur die geskiedenis van die klanklandskap, maar vertel ook 'n storie. Ons reigens weer die digkuns van Antjie Krag en het Jonkers al. En ten einde, wanneer by die einde kom, is die mense op hulle voete, emosioneel, wil nie saal verlaat, wil gesels, tranerig, vol blydskap, stom, wat 'n testament van ontmoeting is. En ons vlieg vanaf Kuma, deur die koortjies, deur alles. Ons vlieg reg deur tot waar Amanda vir ons huis toe vat. Rock en metal. Maar ja, magiese ervaring. So gepraat van Afrikaans 100, Joe Black het die inisiatief se amptelike liedjie, haar naam is Afrikaans, geskryf. Afrikaans is die taal, jy weet, as ek stil raak, hy stem in my kop wat met my beklei en stry oor alles, praat met my Afrikaans, en as ek bid ek in Afrikaans, en ek besef toe eers alles wat ek doen, is Afrikaans. Diversiteit is die mooi van ons industrie. Musiek het 'n funksie. Hy moet jou vir 3 minute wegvoer. So dit kan enigiets wees, en 'n voorbeeld wat ek wil neem, soos Hop Hop Spinnekop, Kurt se grootste liedjie van die jaar. Daai lied het mense laat hop so spinnekoppe, nou vir die laaste paar maande, want terwyl daai liedjie speel, dink jy aan niks anders. Jy dink nie aan wat by die huis aan het, jy dink net aan die feit dat jou lyf het nou 'n goeie tyd. Waar ek glo my musiek, ek wil iets skryf wat jou vir 3 minute in jouself invat. Jy weet, waar jy vir 3 minute gaan dink, jy weet, waaroor gaan die lewe, waarmee is ek besig, is ek nog op die regte pad, is ek besig om 'n verskil te maak. Musiek kan maak dat jy in die eerste vers begin huil. Jy kan in die volgende vers hoendervleis uitslaat. Musiek opgesom is emosie. Maar in 'n onderhoud met Jacaranda FM se Gerda de Souza, kom dit toe nou egter uit dat sing in Afrikaans aanvanklik nie deel was van Joe Black se plan nie. Hoor ek, so dis 'n storie op sy eie. Ek is mos eers op 36 per ongeluk raak gesien. Daar is 'n baie bekende skrywer en musikant, Johan Foster. Hy het my op 36 die geleentheid gegee, maar daai tyd was ek en Rowan Ash, 2 Engelse sangers. Toe sê hy, hoor, so hou van wat jy doen, maar ek vermoed jy moet Afrikaans begin sing, en toe lag ek, toe sê ek vir hom, ek het nog nooit in Afrikaans geskryf nie. Al is dit my taal, dit is vir my 'n moeilike taal om myself in uit te druk, en ek weet nie of dit is oor die woordeskat. Jy weet, daar's net soveel maniere wat jy kan sê, ek is lief vir jou, in Afrikaans. En toe hy my 'n geleentheid gee, en ek sê nog elke liewe jaar, dan sê ek vir hom, ek wil jou eer, dat jy op 'n 36-jarige baardbek 'n kans gevat het. En wat was daai liedjie, wat jy toe gaan skryf het? Sy naam is Skepe. Ek kan nie sê dat toe ons hom klaar geskryf het, dat ons voel, wow, hier is die nommer 1 wat Suid-Afrika nodig het. Dit was glad nie die idee nie. Dit was net, okay, daar's 'n Afrikaanse liedjie wat ek dink mooi is. En toe daai ding die ligte uitgeskiet en vir my 'n loopbaan oopgekerf. Voor dit was dit Engels. Daar is soveel liedjies wat ek en Rowan Ash geskryf het wat mense nooit gaan hoor nie, wat ons het nooit opgeneem nie. Ons was nooit in studios nie, en nou in Afrikaans, as ek nou 'n liedjie skryf, nie elke liedjie wat ek skryf is mooi nie. Maar dan so nou en dan pik ons iets raak en ons skryf 'n vrou wat ek lief het, of rig jou oë na die berge, wat nie vir my noodwendig mooi is nie, maar wat iewers skielik resoneer met Afrikaanse mense. En kan jy nou dink dat jy iets soos rig jou oë na die berge in Engels moet kan skryf in 'n liedjie?
Nee, glad nie. Ek het weer in die laaste 10 jaar nog nooit weer 'n Engelse liedjie geskryf nie. So, as ek nou vir jou vra, as jy nou nie musiek skryf nie en jy praat dan maar net gewone Afrikaans, is daar woorde in Afrikaans wat jy kan gebruik om jouself goed uit te druk, wat jy van hou om te gebruik? Partykeer is dit woorde, ek weet, met my ook, wat jou kinders sê, wat beteken daai? Waar kom daai woord vandaan? Hoor hierso, jy gaan nou lag, maar my gunsteling woord in die wêreld is poepel. Ek het agtergekom, as ek kwaad is, as ek frustreerd is, of as ek 'n goeie tyd poepel, en ek hou daarvan om te verwys na mense as poepel, al is hulle nie poepelle nie. So jy het 'n positiewe definisie gegee vir wat eintlik 'n negatiewe Afrikaanse woord is. Ja, daai is nou 'n lekker poepel, verstaan dit? Dis die eerste keer wat ek dit hoor. So jou kinders weet nou al, hulle is nie noodwendig net negatief as hulle hoor hulle is 'n poepel nie. Ja, ek was my jongste dogter, ek onthou toe sy op kleuterskool was. Toe word ons eendag by 'n konsert, toe kom die juffrou net na my, toe sê sy, ag, sê jy asseblief na jou taalgebruik kyk, om jou kinders te sê, ek madame, ek vloek nie regtig baie. Net sê sy, nee, want jou kind noem almal 'n poepel by die skool. Daar kon erger woorde gewees het, juffrou. Net soos wat Afrikaans nou deel is van sy murg en bloed, is dit die geval vir baie ander Suid-Afrikaners in al die uithoeke van die wêreld. Oral waar Afrikaanse mense bymekaar kom, besef ek, dis nie net 'n taal nie, dis nie net 'n kultuur nie, dis deel van menswees, want daar's 'n, ek gaan Australië toe, dan het hulle klaar Afrikaanse gemeenskappe bymekaar getrek, in Amsterdam, in Londen, in Kanada, in Amerika. Hulle kyk na mekaar, want dis die hart van Afrikaans. En terwyl ek met my vrou praat oor dit, toe sê sy die mooiste ding. Afrikaans is nie net 'n taal nie, dis 'n huis. Want waar ook al jy is en jy dit kan praat, daar voel jy tuis. Nou ja, elke huis het 'n stewige fondament nodig. In Afrikaans is dit daar sprekers en die Afrikaans 100 projek het plek gemaak vir almal. Die kom vandaan van Afrikaans het ons eerste aangespreek. Dit was 'n baie groot deel van ons afskop en openingsseremonies. Dat ons erkenning gee vir almal wat deel gemaak het van die begin van hierdie kontaktaal. Ons is nou eintlik in die tweede pilaar waar ons sê, ons taal het gegroei tot 'n akademiese taal. So nou wil ons daai platform skep en sê, kom ons gesels oor standaard Afrikaans, ons skryftaal, variëteite. Is daar plek in 'n skool vir variëteitstaal? Of sal ons hou by standaardtaal? Of hoe benader ons dit? Hoe gee ons erkenning en 'n plekkie vir dit? Maar steeds, ons hou nog steeds 'n balans, want ons taal het so ver gekom as 'n akademiese taal. Daai is die huidige gesprekke wat ons graag wil begin ontlok. Nou, die derde pilaar is, hoe lyk dit vorentoe? Maar as jy nou dink jy is klaar met 'n potsending reeks, dan as jy maak jy 'n baie groot fout. Hierdie gaan 'n reeks wees wat jy tot nog aan die einde van hierdie jaar kan dra. En sy het dit gelyk, want ek het hierdie vraag aan baie van ons sprekers gevra en mense gaan baie meer as 'n jaar nodig hê om hieroor te praat. Okay. Ek is mal oor hierdie vraag, want daar's so baie goed wat nou besig is om te gebeur, waaroor ek so ongelooflik nuuskierig is. Eerstens sal ek die voorspelling waag, dat oor 50 en oor 100 jaar, daar nog steeds 'n taal met die naam Afrikaans gaan wees. Ek dink die taal gaan oor 50 jaar baie anders lyk as nou, en oor 100 jaar nog meer radikaal anders lyk as nou, want ons is in 'n tyd van ongelooflike tegnologiese vooruitgang, en tegnologiese vooruitgang lei altyd ook tot vinnige taalverandering. En dan is ek super nuuskierig oor die invloed wat kunsmatige intelligensie en dan spesifiek groot taalmodelle op taal in die algemeen gaan hê, en dan spesifiek op Afrikaans gaan hê. Dit is Solien Pilon van die Taalkommissie waar die Afrikaanse woordelys en spelreëls saamgestel word. In episode 1 is dit ook as sy wat gesê het, taal klim uit bokse. Sy dink ook die tyd waarin ons sou leef, gaan bekend staan as die verengelsingsperiode. En dit het nie te doen daarmee dat mense die woord awesome in Afrikaans gebruik nie, dit ook natuurlik, maar daar's groot strukturele veranderinge wat besig is om plaas te vind in Afrikaans.
As jy sê hierdie is my gunsteling liedjie, wat waarskynlik vir geen mens 'n vreemde sin is nie, dan is jy besig om 'n Engelse struktuur in Afrikaans te gebruik. Die punt is jy moet in Afrikaans sê hierdie liedjie is my gunsteling. Jy sê jy moet hierdie gevolg deur iets anders hê. En dan die ander ding wat vir my fascinerend is dat mense begin om Afrikaanse woorde met Engelse betekenisse te gebruik. So 'n voorbeeld is as jy sê maak my 'n offer. Nou in Afrikaans het daai offer net een betekenis en dit is 'n brandoffer, nê. Dan vra jy hulle om jou op 'n brandstapel te sit, maar ons sien dit so baie in Afrikaans waar mense daai woord offer gebruik, soos die Engelse offer, maar in Afrikaans het offer nie daai selfde betekenis as wat die Engelse woord het nie. Gestel nou 'n mens kan 'n klein klankkapsuletjie saamstel vir 100 jaar van nou af. Dan dink ek hy gaan iets soos die klink. Afrikaans is 'n kreoolse taal. Hy gaan 'n evolusie gereeld ondergaan. Dit gaan revolusies wees en dit gaan evolusies wees. Ek hoop mense gaan verstaan dat ek en jy vandag hier praat oor 100 jaar. Hy gaan heel anders klink en heel anders lyk. Ons moet minder gatvas wees oor al die klein spelreeltjies en regulasietjies. Ons moet dit troetel om Afrikaans ryker en mooier en sterker te maak en meer gewild te maak onder mense wat in ons land lewe. En die taal vorm deel van ons lewende erfenis, dis deel van ons identiteit, soos draers van ons kultuur. En is belangrik dat ons as Afrikaanssprekendes praat oor kwessies van die dag en gemeenskaplike gronde soek van hoe vat ons hierdie land vorentoe. Ou Dr. Rupert het altyd gesê, jy moet net elke 7de brander beveg, nie die ander 6 nie, laat hulle verbygaan. Soos Chris Barnard die skrywer gesê het, as jy lief is vir Afrikaans, skryf 'n goeie Afrikaanse boek, want ons gaan nie oorleef as ons 'n klomp klaaggatte is nie. Ons taal gaan oorleef en floreer as ons goed in Afrikaans skryf wat die moeite werd is vir mense om te lees en vir ander mense daarvan te vertel. Ek sou graag wil weet in hoe mate mense nog gaan Afrikaans praat. Ek is oortuig van die taal sal voortleef, maar ek sal ook nuuskierig wees om te weet hoe hulle dit gaan doen. Ek dink mense oor 50 of 100 jaar gaan na hierdie onderhoud luister en hulle gaan nie kan glo hoe dit was, soos byvoorbeeld nou in die apartheidsjare nie. Dit gaan vir hulle nogal dalk insiggewend wees en hulle gaan dalk dink genades kan nie glo dit het ooit gebeur nie. Oor die jare het baie interessante kulture en tale uitgesterf, wat niemand het dit nog op hulle geneem om die kulture en tale op te vang en wat ook al vorm en altyd nou oorby is van die ouer mense wat kan praat oor toe hulle nog jonger was en hy tale wat Die sukses van taal in oorlewing is om dit te bly demonstreer, om dit te skryf, te sing en te gebruik. En gebruik dit soos jy dit gebruik of soos jy groot geword het om dit te gebruik. Ek dink hoe meer 'n mens probeer om 'n taal te onderdruk, hoe meer blom hy, hoe meer speel hy uit op allerlei plekke wat jy nie verwag nie en hoe meer mense praat hom. Ek is Marlene Forsie en hier is op nog honderde jare van Afrikaans. 100 jaar van Afrikaans is 'n oorspronklike Jackpot mini potgooi-reeks. Luister na nog oorspronklike potgooi-reekse by jacarandafm.com, gaan na Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassings soos Spotify, Apple en YouTube.